Ek kou my naels en ek drink 'n pilletjie om te slaap en ek drink 'n pilletjie om te cope hierdie dag. Hoekom is daar selfhaat en selfveroordeling in my mond, Here? Mense, goeiemôre. Dis koffietyd by die rots saam met my Frik Weideman. Dis weer eens 'n pragtige woensdagoggend hier in Namakoland op die plaas te Kuilen. En hier by koffietyd groet ek jou in die wonderbare naam van Meester Yeshua. So mense, as ek na vandag se datum kyk, dan glo ek en ek vertrou dat jy's nou in 'n rusfase, jy't afgetrek en toegeplak. En ek neem aan, jy lê nog in die bed en jy kyk na koffietyd. En dankie daarvoor, ek waardeer dit. En dat jy ten minste al 'n ou Jakobsie weg het met 'n bietjie heuning in. Hoe dit ook al sê, terwyl ons nou rus. Terwyl ek dink baie min mense werk op hierdie stadium, is dit vir my belangrik om gou met jou te gesels oor 'n baie belangrike onderwerp. En dis die onderwerp oor ons posisie. My posisie en jou posisie. En nou kom die woord in 1 Korintiërs hoofstuk 6. Vers 19 en 20. En die woord vra ons eintlik 'n belangrike vraag. En hy sê, weet julle nie? En as ek so na die wêreld kyk en ek sien wat mense doen en hoe mense funksioneer, dan besef ek ons weet nie. Ons dink ons weet. Ek bedoel, ons gaan na ons gemeentes toe, ons lees ons woord, ons bid, ek hoop jy bid nog, en ons spandeer tyd in Vader se teenwoordigheid. En nou kom die vraag weer 'n keer. Weet julle nie? Ons maak gou die sin vol, dat julle is die tempel van die Heilige Gees nie. En dat my ruach in julle woon nie. So wie is die ruach en wie is ons? Die ruach is die Heilige Gees, dieselfde Gees wat Yeshua uit die dood uit opgewek het. Dieselfde Gees. Met ander woorde, as daai Gees kom opwek, dit wat dood was, lewend kom maak het. En die woord sê, hy sê, as julle in my glo, sal julle lewe, al het julle gesterwe. Dit beteken, ek het nie die eienskappe van dood nie. Ek het nie die beginsels van dood in my lewe, nie in my spraak, nie in my denkpatrone, nie in my liggaam nie. Met ander woorde, weet julle nie, dat die Gees van die lewende God in julle woon nie, en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is die tempel van die Heilige Gees. Weet julle dit nie? Nee, Frik, ons weet dit nie. Want as ons dit geweet het, sou ons anders opgetree het. Dieselfde Gees wat Yeshua uit die dood uit opgewek het, is vandag by my en met jou. Hy het Lazarus opgewek, deur 'n woord. So, dink gou 'n bietjie daar. Jy het mos nou tyd om te dink, want ons is met vakansie, of jy's af van die werk of van jou besigheid af, en jy kan nou tyd spandeer met jouself en uiteraard met die woord en die mense om jou in jou gesin. En miskien moet jy vandag vir hulle die vraag gaan vra, weet julle ouens nie? So hoekom praat ons dan dood? So as ek die Gees van God in my het, dan het ek mos die vuur van God in my. Wat doen die vuur van God? Hy brand dood alle ongoddelike altare, alle oop hekke wat ek die vyand die wettige reg gegee het om my aan te val, om te kom steel, slag en verwoes. Stop! Hy hekke is toe. En dan word ek radikaal vir sy woord, en ek word radikaal in my tydsbesteding met hom. Want ek behoort nie aan myself nie, ek behoort aan die lewende God. Ek is sy tempel. En ek kan nie toelaat dat die vyand hom, die Gees van God, onttroon in hierdie tempel, by wyse van verslawing, by wyse van hoe ek praat, hoe ek dink, hoe ek optree, en 1000 goede. Kan ek nie toelaat dat die Gees van God, Jahwe die Almagtige, in hierdie tempel onttroon word nie. Ek kan dit nie toelaat nie. Want as die Gees van God in my woon, het ek tyd vir sy woord, het ek tyd vir gebed, geniet ek sy teenwoordigheid, veral op Shabbat. Ek geniet dit. Ek geniet Vader se inspraak in my lewe, en ek begeer om by hom te wees. Mense, wanneer die Gees van God in my lewe inkom, want onthou, ek behoort nie aan myself nie, ek behoort aan hom, Skepper God van hemel en aarde, wat my en jou gevorm het uit stof uit, en hy die lewensasem in ons kom inblaas. So hoekom is ek dan gevul met verwerping? Wie dit veroorsaak? Hoekom het jy dit toegelaat? So wanneer die vuur van God in my woon, dan moet hy mos daai ongoddelike altaar uitbrand. Of het ek dit mis?
So hier by koffietyd wil ek vandag vir jou sê, die oomblik as ek besef, weet julle nie dat die Gees van God in julle woon nie en dat julle nie aan julle self behoort nie. Inteendeel, julle is gekoop deur die bloed van die lam. Hoekom is ons dan gevul met arrogansie en met woede en met vrees en selfbehep en mood swings en neerslagtigheid en angs en ek is bekommerd en ek kou my naels en ek drink 'n pilletjie om te slaap en ek drink 'n pilletjie om te cope deur die dag? Hoekom is daar selfhaat en selfveroordeling in my montering? Hoekom is ek 'n slaafmentaliteit sindroom in my lewe? Wie het dit toegelaat? Ek self het dit toegelaat. Ek praat nou reg met iemand en hy sê vir my, hoorie Frik, jy moet asseblief my help, hier's demone in my mondering, hier's demone in my huis. Ek sê, weet jy het die mandaat. Jy het hulle toegelaat. 'n Demoon kom nie net in nie. 'n Demoon kom in wanneer jy hom 'n wettige reg gee. Wederregtelik of onwederregtelik. Met ander woorde, wetend of onwetend. Die manier hoe ons praat, die manier hoe ons optree, gee ons hom die wettige reg. En daarom wanneer die vuur van God in my inkom, en die Gees van God word radikaal en hy word 'n realiteit in my lewe, dan moet daai goed waai, soos op die berg Karmel. Toe Elia uitgeroep het, openbaar U self as Jahwe die Almagtige, die Skepper God van hemel en aarde, en die vuur uit die hemel uit het daai offers kom opbrand, en die vuur van God brand die altare uit wat demonies en wat neerslagtig is, en wat my kom steel en slag en verwoes, hy kom brand dit uit. Spandeer bietjie vandag tyd om te kyk wat is in my lewe, doen 'n teerekening, debiet en krediet, en kyk wat is in my lewe wat daar nie hoort nie. Mense, daar hoort nie verwerping in jou lewe nie. Vrees, skuldgevoel hoort nie in jou lewe nie. En as daar 'n skuldgevoel is in jou lewe vanweë jou optrede teenoor iemand, gaan maak reg. Gaan sê, hey, ek het hierdie probleem, ek loop met hierdie ding in my en ek wil met jou praat daaroor. En ek wil jou vryspreek en jy moet my vryspreek. En ek wil jou vergewe. Ek wil nie sit met selfhaat en selfveroordeling nie. Ek wil nie 'n slagoffer wees vanweë 'n mentaliteit in my lewe waar ek die vyand toegelaat het om te kom steel, slag en verwoes nie. Ek wil vandag oor hierdie rusperiode aan die einde van 2025 wil ek by U kom skuil. Ek wil by die rots kom wees, die skuilplek van die Almagtige, die skaduwee van die Allerhoogste. Dis waar ek wil wees. Daar's geen mens goed nie. Die meeste van ons het agendas. Jy kan nie op 'n mens vertrou nie, vertrou op hom. Hy wag vir jou in 2026. Hy wag in jou toekoms vir jou. En hy woon in ons deur sy ruach wat 'n realiteit geword het. Ek kan nie bekostig dat hierdie liggaam aan hierdie wêreld of in duisternis behoort nie. Ek kan dit nie bekostig nie. Onthou jy toe Jahwe die Almagtige die duiwel uit die hemel uitskop, toe sê hy vir hom, gaan woon in duisternis. So wanneer daar verwerping en mood swings en angs en neerslagtigheid en vrees en skuldgevoel in my lewe teenwoordig is, dis duisternis. Waar woon hy? Hy woon daar. Gaan haal dit uit, dat die vuur van daai goed kom uitbrand in my en jou lewe. Ek hardloop vandag na hom toe, want by hom skuil ek. Hy gee my raad, hy's my helper, hy rig my, hy stig my deur sy ruach. Hy is met my, hy oorskadu my met sy liefde, soos 'n hen wat haar vlerke oopmaak en wat die kuikens inbring onder haar vlerk, so kom beskerm hy vir my en vir jou. Hy's my toekoms, hy's my skuilplek. Hy maak my bekend, sy paaie, sy weë, sodat ek daarin kan wandel, sodat sy heilige naam deur my en jou verheerlik kan word. Hy versadig my met sy woord, en wanneer ek sy woord lees, dan kom daar vreugde in my lewe. Doen dit. Kry klaar met hierdie dinge, man. Weet julle nie dat die Gees van die lewende God in julle woon nie, en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is die tempel van die Heilige Gees. Weet julle dit nie? Nee, Frik, ons weet dit nie. Want ons hou daarvan om te beklei, ons hou daarvan om te stry, ons hou daarvan om mekaar te vloek en te skel en sarkasme, ons hou daarvan om dikbek rond te loop, ons hou daarvan om sarkasties te wees en van die een die ander een 'n monster te maak. Nee, ons hou daarvan. Ons hou daarvan om mekaar in die grond in te trap. Ons geniet dit. Regtig. Ons kan nie. Ek wil jou vandag vra. Jy het vandag niks om te doen nie. Dis buitendien die ding, daar's mos nie Kersfees nie. Kersfees is mos uit die put van die hel, dis mos demonies. Dit is so. Gaan kyk na my teachings. Jy het vandag
tyd om 'n kwaliteitsbesluit te neem. Om te sê, Abba, kom vul my met u Ruach. Ek behoort nie myself nie. Ek het gedink ek behoort aan myself. Kyk wat ek met my liggaam gedoen het. Kyk hoe lyk my liggaam. Kyk hoe lyk my gedagtelyn. Kyk hoe lyk my spraak. Kyk hoe lyk my mondering. Ek is nie gelukkig nie. Abba, ek neem vandag 'n kwaliteitsbesluit. Dat u sal inkom en kon herstel en skoon was soos 'n saam geperste stroom. Kom skoon was en uitwas dit wat nie van u is. Gaan doen dit vandag. Bring jou familie saam. Man, vrou, seun en dogter. Of as jy meer het, bring almal saam. Dieselfde Gees wat Yeshua die gesalfde, die Messias uit die dood uit opgewek het, is vandag by jou. Weet jy dit nie? Het jy dit nie gehoor nie? Vandag hoor jy dit. En wanneer jy dit snap en wanneer jy dit 'n realiteit maak, sal jy opvaar soos die van 'n arend. Jy sal hardloop en nie moeg word nie. Jy sal wandel en nie mat word nie. Want hy wat op Jahwe, die Almagtige wag, kry nuwe krag. Halleluja. En dat jy dit vandag sal kry hier by koffietyd. Mense, geniet jou tydjie. Ek is bly jy rus 'n bietjie. Jy verdien dit. Jy het hard gewerk. Jy het deur baie trauma, jy het deur baie vrees, jy het deur baie angs. Die afgelope jaar 2025 was vir baie mense 'n moeilike jaar. Vir party ander is dit dalk miskien 'n makliker jaar gewees. Vir my was dit 'n vinnige jaar. Toe ek my oë uitvee, toe is 2025 verby. Verby. So gaan doen dit vandag. Weet jy dit nie? Dat jy nie in jouself behoort nie. Jy behoort aan Jahwe die Almagtige. Wat maak jy as jy hierdie liggaam moet teruggee eendag en jy wys vir hom, wat het jy gemaak met hierdie liggaam? Hoe het jy gedink? Hoe het jy gepraat? Hoe het jy opgetree? Ag, ek sal eendag met jou praat. Ek wil jou groet in die wonderbare naam van Meester Yeshua. Dankie dat jy ingeskakel was hier by Koffietyd vandag saam met my. En mag die vrede van Skepper God met jou wees. En laat toe dat die Gees van God inkom en dat sy vuur al hierdie ongoddelike altaar hier om my kom uitbrand. Kom uitbrand tot as, man, en gaan gooi daai as in die Kidron Vallei, want dis waar dit hoort. In die naam van Meester Yeshua. Tot 'n volgende keer. Frik Weideman, Koffietyd Rots op die plaas te Kuilen. Shalom.